En ek nog 'n stryd gehad, dis Moedersdag, ek wil nie regtig iets praat oor moeders nie, maar hier is ons nou. Hier is ons nou. Na's Kersfees en Paasfees is Moedersdag een van die dae wat die meeste herdenk word. Ja. In kerke die dae waar die meeste opbrengs lewer. Kersfees, Moedersdag en Paasnaweek. Hoekom dan? Is moeders dan so belangrik? Ja. Is dit 'n spesiaal? Wie sê so? Dit is so. Dis maar iets wat ons glo. In baie kerke vandag is daar moeders. En baie mense in die kerk sit daar wat nie meer 'n moeder het nie. Ja. Maar aan die ander kant is daar baie moeders in die kerke wat nie meer kinders het. Maar nog steeds is daar moeders, nog steeds. Ek glo nie daar moet moeders wees sonder kinders nie. Dit is nie van my die regte volgorde nie. Die oudstes moes eers gaan, is dit nie? Hoe kan 'n ma dan vir kinders kwaai sê? Dis die vyand wat steel. Dis nie nooit die Here se wil gewees nie. Dis die vyand wat steel. En daar is moeders wat sit wat nie verhoudings met kinders het nie. En as kinders wat sit wat nie verhouding met moeders het nie. En dit is ongehoord. Dit hoort nie so. Want die moeder is die een wat jy moet bystaan, wat jy moet dra. Die moeder is die een wat jy moet bederf. Alhoewel Annelies nie lyk nie. My ma het ons bederf. En miskien het almal nie so groot word nie, maar uit my oogpunt uit is dit iemand wat moet bederf. En ja, as ek wil pap hê, dan kry ek pap. As ek wil lewertjies hê, dan kry ek lewertjies. Want dis my ma se hartbegeerte om vir jou bly te maak. Ek weet ook my ma was trots op my. Al sê sy dit nie, maar ek het daar baie hier sit en in jou kasel het sy op 'n spesiale plek gesit. En as daar nuwe mense inkom en hulle groet haar, dan sal sy so sê, daai is my kinders, die pastore is my kinders. Sy was ons. En moeders moet awesome wees. Dis 'n woord wat jy nie kan beskryf nie, want dit is 'n woord wat sê awesome. Dis wat die Here vir ons is. Hy's awesome. Alles wat jy nodig het, hy is the sum of it all. Hy kan dit voorsien. Hy gaan dit voorsien. Hy wil dit voorsien. Omdat hy goed is. Amen. Die Bybel begin met die eerste vrou is Eva. Sy was so confused. Sy moes ook vir 'n kind kom huis. Wat deur een van haar eie kinders vermoor is. En as jy so deur die Bybel gaan, is daar so baie moeders wat dinge moes deurgegaan het, wat ek glo nie hulle moes deurgegaan het. Ek wil nou oor spesifiek een praat. As ons net kyk na Maria, moeder van Jesus, wat moes sy alles deurgegaan het? Hulle sê nie hoe lank het Josef gelewe nie, maar wat ons kan lees tussen die lyntjies is, sy was saam waar Jesus op sy bediening begin het. Eerste wonderwerk, Ja, wyn en water in wyn verander. Sy ma was daar, sy het vir hom gesê, want sy het sy potensiaal geken. Sy het vir hom gesê, man, gaan maak net 'n plan. Sy het dalk nog nie verstaan wat nie, maar sy het geweet, hy is in staat toe om dit te kan doen, 'n plan te maak. En hy het dit gedoen. En ek glo sy was saam met hom oorstadig gegaan. Om hom op te bou dalk. Om vir hom te sê, man, jy doen die regte ding. Of as hy dalk nie iets lus was om te doen, jy sê, doen dit. Weet jy, as ons Jesus sien as 'n mens, en nie God nie, want hy het op aarde geloop as mens, dan, hoe kan dit onmoontlik wees om uit sy pad uit te gaan, hy is op pad ergens heen, om vir een mens 'n draai te gaan loop? Dan is dit aan my denke wat sê, sy ma het hom gesê, jy moet gaan, dan is jou werk. Dit is 'n baie gesport maakstil wat daar kyk toe gaan. Jy moet, jy is pastoor. En dan het hy daai pad gevolg, en iemand se lewe is verander, en dan het hy aangegaan met sy stap. Daar is so baie dinge wat ek glo. En die Bybel sê dit nie, maar dis maar wat ek glo, dis 'n moeder, dis wat 'n moeder doen. Het hom geondersteun en aangehelp en aangemoedig. Of dit so was of nie,
is wat ek wil glo, want dis hoe my ma was. En as dit sy ma dan 'n goeie ma was, dan moet sy ook so gewees het. Is dit nie so? Jy hoef nie saam met my te sê, is nie Openbaring 1 se versie 3 vers 3. Nou daar 'n moeder gekom by die wêreld verander het. En nou moet julle saam met my mooi hierin luister. Ek gaan na jou boekie in die Bybel, Genesis 3. Eva. Ja, ons is klaar met jou. Genesis 3. Ons gaan nou net daar lees, maar voor ons daar kom, is daar 'n hele storie en die hele ding wat gebeur. Hou maar net jou van so lank daar. Jochebed, wie is dit? Jochebed was Johannes? Nee. Jochebed was Samuel. Kan nie dink. Bybel sê ons, Jochebed, wie sy? Nou, wie sy? Jochebed was Ons gaan nou van haar praat, want sy is 'n kwaai vrou. Samuel. Sy het die Hebreëse seentjie gehad. Moses. En toe is daar 'n wet gemaak dat al die Hebreëse seuns sal doodgemaak word. Moses, ja. Toe is daar vroedvrouens gewees en van hulle was Hebreërs. Wat daardie wet van verontagsaam het. Nie net Moses se ma nie. Daai vroedvrouens het die seentjies wat gebore was weggesteek. Nie net Moses se ma, nie net Jochebed nie. As hulle uitgevind word, sou hulle vermoor geword het. Maar anyway, daar is nou hierdie een vroukie, sy skenk geboorte aan hierdie seun. En ons hoor op 'n stadium laat sy 'n mandjie uitvoer en sy sit hom in die rivier en hy vloei in die water af met sy oudste sussie wat staan en kyk of hy op 'n veilige plek kom. En die prins van Egipte, prinses, sy noem hom Moses. Want hy is uit die water uitgedra gegee. Sy noem hom Moses. En sy neem nou die werk van 'n moeder oor. Is julle met my? Ja. Daar is kinders wat gebore word unwanted. Hulle word adopt and they feel wanted now. Dis nie net moeders wat goeie dinge. Daar is ook vrouens wat nie van kinders het. Daar is ook vrouens wat 'n kind gegee word as 'n persien wat nie uit hulle bloed uit is. Hulle is ook goeie moeders. En so word hy nou groot, en ons almal weet wat gebeur, hy vlug daar uit, en hy trou met 'n vrou, en op 'n dag sien hy hierdie ding wat op die berg aangaan, en hy gaan om ondersoek in te stel. Hier gebeur nou iets awesomes, wat sien hy? Lees vir jou Bybel, wat staan daar? Bos brand maar nie uitbrand. Lees dan. Waar? Exodus 3, vers 2. Ekskuus, ek is beklei. Exodus 3 vers 2 sê wat? Daar verskyn en jy sien dis hierdie vertaling wat ons van praat dat verkeerd is. Lees my dit van. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Okay, nog 'n vertaling. Ek soek na baie vertalings, kom. Exodus 3 vers 2. Exodus is net na Genesis. Okay, 3 vers 2. Wat sê daar? Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand. Okay, dis reg. Maar nie uitbrand. Dis ver goed. Dit is dieselfde. Selfs is. Wat het julle daar? Het julle Engels of Bybel? Ja. Lees vir my gee Exodus 3. Ek voel op. Wat het jy Engels gebruik? Nee. Marna, wat sê jou nou? Dis 3. Hare en myne is so. Skielik het die engel van God en dan verskyn in 'n vlam wat in 'n bos brand. Okay. Dis wat verbrand is. Denise, wat sê jou nou? 3 weer. 2. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam Okay. binne in die Okay, dis
vers 5, ek wil nie hoor wat hulle sê, toe verskyn Die engel van die die Here. engel. Wat het hulle vir ons geleer? Die hoofletter is God. Die hoofletter engel is Jesus. Is Jesus. Is Jesus. As die engel Jesus. Ja. As dit 'n hoofletter is dit Ja. Jesus, engel van die Here. Is julle met my? Ja. Jy verstaan Dis awesome. dit. Jesus praat met my. Wie is Jesus? Ons verlosser. Wie is Moses? Die Verlosser verlosser van van die Israel. Is julle met my? Maak julle konneksie. Ja. En die berg opgegaan en 'n engel. Jesus. Waar was Jesus in die begin? Saam met God. Ja. Waar was die Heilige Gees? Die vlamme wat gebrand het. Die vlamme wat gebrand het. Wat het hom getrek? Nie Jesus of God nie, die vlamme. Die vlamme het hom getrek, hy het vlamme gesien en gegaan. Die Heilige Gees trek. Ja. Jesus is jou verlosser. Van dan af, want as jy verder lees, praat God nou met hom, gebruik die Here jou. Is julle met my? Amen. Awesome, né? Ja. Awesome. Nou jou ma was die oorsaak van dit. Sy ma het hom opgeoffer uit haar huis uit. Jesus is opgeoffer deur sy ma. Sy het toegelaat. Dink jy 'n ma sal bystaan dat 'n kind so verloor word? Sy het hom opgeoffer sodat ons kan verlos word. Sy ma was met hom tot aan die einde. Jy praat nou van Jesus. Ja. Maria. Op die kruis het sy gedink dis nou die einde van haar opoffer. Maar toe begin eers die werk. Na 3 dae. Toe begin eers die werking van God deur Jesus en die Heilige Gees. Verstaan julle die awesome ding wat hom maak gedoen het? Ek het 'n check gelees of kyk, ek kan nie onthou nie. Toe het ek agtergekom. God kan 'n ma opwees. God kan 'n vrou opwees. Dit sê the double-breasted. Want as jy gaan lees in Deuteronomium sê, wat het God gedoen? Hy het so sy heng gekloek oor sy kuikens. Hy het sy vlerke gelig, sodat Israel daar kan inkom. Amen. Nie 'n haan nie, 'n heng. Ons moet 'n bietjie gaan kyk wat in die Bybel praat wat moeders gedoen het, wat moeders veroorsaak het in die wêreld. As daar nie 'n moeder was soos Maria nie, was ek en jy nie nou hier in die kerk. Ja. As daar nie 'n moeder was soos Jochebed nie, was Israel nog steeds gevange. Slavernij. Hallo. Verstaan julle wat is 'n ma? Awesome. En soos wat ek kan dink, en miskien, ek het nooit my ma gesê, sy is trots op. Maar dit maak jy moes, Nee, maar sy het dit gewys. sy het dit gewys. Die Here wys vir jou wat hy van jou dink. Hy hoef dit nie heel dag wys. Hy wys jou in sy handel en sy wandel met jou wat jy is, wie jy is. Maar ek glo hy doen dit in die vorm van 'n moeder. Maar al die dinge het begin. Hy het daar gesit en hy het sy vlok opgepas en hy daai ding het hy, of dit in die waarheid is, maar glo moes die vlam gesien het 'n paar keer. Hy het gaan ondersoek instel. Die Heilige Gees gaan jou trek, totdat jy gaan ondersoek instel. Die woord sê mos, God trek, tot op 'n dag, wat jy ingee aan daardie getrek. En dan kom jy die waarheid af. Hy het gegaan, en toe sien hy, dit, wat hy nie kon verklaar nie. Die Heilige Gees kan ons nie verklaar. Ons weet nie hoe dit werk nie, ons weet net, hy is 'n krag wat werk. Amen. Maar hoe hy werk kan ons nie verstaan. Ja. En omdat hy werk, verander dat dan in jou lewe. Ja, amen. En toe hy vlam hom getrek het, en die vlam het vir hom gesê, jy staan op heilige grond. Toe sy gehoorsaam aan het. En toe dink hy, daar is nou iets verder. Hy is nou klaar aangeraak, die stem het nou klaar met hom gepraat.
En toe hoor hy eers, toe hy sy kop neergelê het en hy het gebuig voor. Toe praat God met hom. En hy sê, ek is wie ek is. En toe begin God vir hom dinge gee om te doen. Maar hy het daai stemmetjie van Jesus nodig gehad om daar te trek. Ek en jy het Jesus nodig gehad, sy bloed, om ons toe te maak, sodat God met ons kan praat. Verstaan jy? Te doen aan, te wyte aan 'n moeder se opoffering. Moeders is awesome. Ek dink vaders ook, maar moeders is awesome. Julle is awesome. Wees net vandag verseker, julle is awesome. En ons dank die Here. En ek wil nou nie weer sê, kom ons staan. Nou wil ek julle 'n bietjie 'n paar versies lees. Mag ek? Miskien leer jy nog iets. Dis in Romeine 8. As jy wil notas nie. Laat jy nie notas, so julle kan weer omkry. Maak jy notas aan? Die staan daar. As jy Romeine 10 gaan lees van vers 8 af, dan sê dit vir jou, maar wat sê dit dan? Naby jou is die woord, Jesus. En dit is in jou mond en in jou hart. Né? Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Ons verkondig Jesus. As jy dan met die mond die Here Jesus bely en met die hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Dis ons verlossing. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd word nie. As jy in hom glo, kan jy nie beskaamd word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Met ander woorde, niemand is vir die Here iemand anders nie. Almal is vir hom dieselfde. En almal wat hom aanroep, sal gered word. Hoe dan kan hulle hom aanroep as niemand gestuur word? Hoe kan niemand gestuur word as hulle nie die woord ken nie? En hoe sal hulle die woord ken as dit nie gepreek word? 'n moeder het 'n opoffering gemaak sodat haar seun gekruisig kan word. 'n moeder het 'n opoffering gemaak sodat haar seun op die berg van ontmoeting kan hê. 'n moeder het 'n opoffering gemaak sodat jy hier kan wees. Hoekom? Sodat jy kan gaan preek, sodat dat ander wat verlore is, kan kom tot redding. Evangelie is gebore uit 'n moeder se opoffering. Dis maar my opinie aan julle vandag. As gevolg van 'n moeder se opoffering, is daar in my en jou om te verseker dat dit aangedra word. Ons het nodig om die evangelie te verkondig. Ons is nodig om 'n opoffering te maak, sodat daar redding van siele kan wees. Dankie moeders, dat daar redding van siele kan wees. Amen. Amen. Vader, dankie Here dat U goed is, dat U getrou is, en dat U awesome is. Here, ek het maar net woorde gespreek vanoggend, maar bid Vader die Gees, maak dit lewendig in my, in ons.